Hallo en welkom by hierdie week se episode van Blitz Fokus. Hierdie week gaan ons 'n tema volg van skoonheid en selfvertroue. Ons gaan gesels met 'n skoonheidskompetisie wenner, as ook 'n boek en 'n lied bespreek wat vir ons vertel jy hoef nie perfek te wees om mooi te wees nie. Maar voordat ons daaroor gesels, gaan ek en 'n kollega van my 'n bietjie gesels oor die nuus. Hallo en welkom by Wat's Nuut. Vir hierdie episode gaan ek en my kollega Annemarie gesels oor wat het die afgelope week gebeur en dalk 'n bietjie uitgee van wat nuut is om te kom aan hierdie week se einde. Môre? Môre, hoe gaan dit met jou, François? Dit gaan goed met my en jou? Dit gaan met my ook baie goed. Nou, ongelukkig ek was nie baie uit hierdie naweek gewees nie en so behalwe van die NAPSO se Blitz 7's weet ek nie veel van wat gebeur het nie. Kyk, ek het 'n paar stories, so 1 of 2 wat ek kan deel. Maar ek het ook maar meerderheid van my tyd spandeer by die NAPSO Blitz 7's die naweek. Ja, ek weet, ek was by die rugby gewees, jy was by die hokkie gewees, so wil jy vir ons bietjie meer vertel van wat by die hokkie aangegaan het? Om eerlik te wees, ek kan nie veel onthou van die hokkie nie, want dit is alles baie vinnig gewees moes nou, want dit was nou twee games wat op dieselfde tyd elke keer gebeur het en alles. So ek kan nie veel onthou nie. Ja. Kyk, ek weet, by die hokkie het ProEd Akademie se onder 19 seunspan dink ek tweede plek gevat, WAP se onder 19 seuns en dogterspan het eerste plek gevat. In die hokkie. Kyk, ons fokus nou maar mos meer op die onder 19's, want dit is die skoolverlaters, die groot mans en vrouens van die skool en so. Ja. En dan weet ek by die netbal het WAP ook 'n ongelooflike naweek gehad. Hulle netbalspanne het ook gewen in al die ouderdomme reg deur van onder 11 tot onder 19. Het WAP se netbalspanne goud gevat. Ja. En dan die rugby dit was baie rof geweest. Ja, dit was 7's geweest, so baie vinnig, 7 minute aan 'n kant. WAP se onder 19 span het ongelukkig nie deelgeneem nie, maar ProEd se onder 19 seuns het ongelooflike goeie rugby gespeel. Hulle het toe nou die goud gevat by die rugby met Gobabes Gimnasium in die 3de plek. En ek kan nie onthou, Elnathan was tweede plek. Elnathan het 2 spanne ingeskryf vir onder 19. So my geheue moes bietjie verfris word oor of dit blou of oranje was, maar ek weet Elnathan het die tweede plek gevat by die rugby. Ja, en dan vir die eerste keer in 'n baie lang tyd het dieselfde skool eerste en tweede plek gevat by onder 13 en onder 15. Dit was Windhoek Afrikaanse Privaat Skool wat albei hulle spanne eerste en tweede plek gevat het wat hulle by die ouderdomsgroepe ingeskryf het. Ja, dit lyk my Windhoek Afrikaanse Privaat Skool het omtrent alles gewen. Ja, kyk, hulle het regtig, dit is nou maar 'n sterk sportskool. Ek dink persoonlik NAPSO is die perfekte plek om jou talent regtig te gaan uitleef, want daar is soveel geleenthede en so vir NAPSO skole en so, en ons sal nou bietjie meer daaroor gesels, maar Windhoek Afrikaanse Privaat Skool se sport is ongelooflik, maar as jy kyk na NAPSO as 'n geheel, hulle het soveel jong sporttalent wat hulle dan nou die verhoog gee om te kan betree en te sê, hier is ons, moet ons nie miskyk net omdat ons van Namibia afkom nie. Ja, nee, ek sal dit glo, alhoewel ek selfs is nou nie 'n groot sportpersoon nie, maar dit klink my jy is. Ja, ek is 'n groot sportondersteuner, my hele lewe lank al. Ek weet, ek het iewers gelees dat die Institution of Open Learning, ek hoor hulle is besig om, verskoon nou die Engels, ek is nie seker wat dit is in Afrikaans nie, digital qualifications te begin uitbring, dat jy nou jou sertifikaat en jou graad en alles kan kry in 'n tipe e-mail. Okay. Ja. So dan hoef jy nie te worry dat dit mos nou wegraak of alles nie. Dit is baie convenient. Ek moet sê, ek dink dit gaan dit baie makliker maak vir mense, veral mense wat byvoorbeeld afstand leer doen. Ja. As jy kyk na die hoeveelheid mense wat deesdae kies om te werk en te studeer op dieselfde tyd, dink ek gaan dit baie makliker maak vir mense wat afstand leer doen om dit so maklik te kan kry as hulle dit nodig het. Dit is daar, dis op jou rekenaar. Ja. Dis in die cloud, want alles is altyd in die cloud. Maar ja, ek dink dit gaan dit vir hulle ook makliker maak. Ja. En dan Nie net dit nie net in terme van die wat werk nie. Ek voel ook dit gaan 'n groot deel neem vir daai wat sê nou maar buite bly. In plekke waar daar nie hierdie groot colleges en alles is nie. Dan kan hulle ook die geleentheid het om te studeer en alles.
Ja, kyk, ek stem saam met jou. Ek dink net ook dit is nie altyd kyk, ek is 'n baie groot voorstander vir ons moet soveel as moontlik die tegnologie benut wat tot ons beskikking is. Maar ons moet ook in gedagte hou, nie almal het toegang tot die tegnologie en die digitale goed wat ons het noodwendig nie. So ek sien struikelblokke wat daarmee saamkom ook. Soos dis baie goed en wel en dit is 'n baie positiewe ding, maar daar gaan struikelblokke wees en ons gaan maar nog steeds net die inagneming moet hê vir die mense wat nie die toegang het tot alles waarna toe ons die toegang het nie. Ja nee, ek sal sê ek stem saam met jou. Daar sal maar altyd struikelblokke wees, maar ons hoop maar om daar verby te kom. Ja, en dan nog 'n groot ding wat gebeur het in die afgelope week en ek dink ons kykers veral wag nou al lank hiervoor want ek en Brian het natuurlik daaroor gepraat net nadat ons by Napso Atletiek was. Die Napso Atletiek span wat Europa toe toer hierdie jaar is aangekondig. Ja, ons het die naweek bietjie gesels met meneer Johan Andrei Fourie wat die hoofuitvoerende beampte is van Napso en hy het toe die span aan ons ook bekend gemaak. Dis 'n verskriklike goeie span, weer eens 'n klomp WAP-atlete, maar ek het 'n persoonlike gunsteling atleet wat hierdie jaar saam met hulle Europa toe toer en sy naam is Zakaria. Nou, ek weet nie of ek jou al vertel het van hom nie, maar Zakaria is ongelooflik vinnig. Soos, hy is een van daai mense wat as jy hom kyk hardloop, dan dink jy so stilletjies vir jouself, hierdie ou sal 'n cheetah kan wen. In my persoonlike opinie, maar 'n ongelooflike span wat hulle daar Europa toe stuur. Die artikel daarvan sal natuurlik in die Zone wees hierdie week, so ek dink ek gaan nie te veel weggee nie. Ja, ons moet maar pas op daarso. Ek dink ons kykers moet maar gaan lees as hulle meer wil uitvind daarvan. Beslis, ja. Maar 'n ongelooflike geleentheid weer eens vir hierdie atlete om Europa toe te kan gaan en plekke te gaan sien wat hulle nog nooit gaan sien het nie en dan op 'n in Engels, verskoon maar die Engels, om op 'n world stage te kan gaan deelneem teen van die top atlete van reg oor die wêreld is 'n ongelooflike geleentheid en die deure wat dit vir hulle gaan oopmaak as jong atlete en so is ongelooflik. Nou as dit is alles wat die naweek gebeur het, laas naweek gebeur het. Wat gaan hierdie naweek aan? Het jy dalk iets interessant wat aankom? Dit is Paasnaweek. Dis Paasnaweek. So Ek kan nie glo ek het vergeet van Paasnaweek nie. Ja, ons het Paasnaweek die naweek, so ek dink ons almal het 'n bietjie geleentheid om te rus. Al hoop so. En net bietjie tyd saam met ons families te spandeer en net weer te gaan dink oor wat werklik belangrik is. Ek weet nie hoe jy daaroor voel nie, maar ek sien sulke geleenthede soos Kersfees en soos Paasnaweek as net 'n geleentheid om te gaan terugsit en te gaan herëvalueer waar ek is in die lewe en net te gaan dink oor wat werklik belangrik is, myself terug te vat na my roots toe en so. Ja, nee, ek stem saam. Ek doen dit gewoonlik ook baie, maar ek voel ook dis belangrik om nie te veel tyd te spandeer op iets soos dit nie en ook meer fokus op wat jy geniet. Tyd te spandeer met jou familie en die geleenthede wat kom in die toekoms. So wat gaan jy doen vir Paasnaweek? Jon, as alles goed loop, gaan ek seker af gaan Okanja toe. Bietjie my ma gaan kuier. Okay, dit klink lekker. En julle? Ons gaan bietjie plaas toe. Ons gaan bietjie gaan jag, bietjie gaan rus op die plaas. Ja, dit is regtig die plek waar ek die naaste voel aan myself. Soos wat ek vir jou gesê het, tyd van refleksie. Dis waar ek die naaste voel aan myself. Bietjie syde toe, bietjie. Ek het nou die dag vir Brian mos gesê, daar is nie vleis of iemand wat kan braai soos wat 'n sydeboer kan braai nie. So ek moet nog eendag daai braaivleis proe. Ek het die kans gehad by die Napso Blitz 7's nie. Eendag dan bring ek vir jou 'n lekker skaaprobbetjie saam dan eet ons bietjie sydevleis. Ek sien uit daarvoor. Nou, ek hoor fluisters van dat jy iewers gaan môre na 'n nuwe plek toe uitstap. Ja, ek is baie opgewonde. Môre is die franchise Boza se opening in Windhoek. Hulle maak oop in Maroa Mall. Ja, ek gaan bietjie soontoe gaan kyk waaroor dit gaan kyk of dit soos wat die jong klomp sê worth the hype is. Ek is baie opgewonde, bietjie lekker te gaan eet en net iets nuuts te gaan ervaar en net ek hou van kos, ek hou van restaurante, jy weet. So ek is baie opgewonde om te gaan kyk wat daar aangaan en dan obviously weer eens sal al dit op Zone se sosiale media beskikbaar wees. En dan ons
Een kollega, Abigail, het 'n program What's Cooking. Hulle gaan saam met ons. So julle kan baie daarvan op What's Cooking se sosiale media ook verwag, maar ons is baie opgewonde om bietjie te gaan kyk wat by Bosza aangaan en waaroor dit gaan. Nou, moenie vergeet om 'n paar vir Blitsfokus ook op te sit nie. Natuurlik. Ek sal nooit van my Blitsfokus kykers vergeet nie. Hulle is dan my hartsmense. Maar ja. Nou, jy wat sê die jonges, is jy nie self jonk nie? Ek dink ek sê altyd as mense vir my vra, ek is 'n ou gees in 'n jong lyf. Ek is jonk van jare en Oud van siel. Oud van siel. Jonk van gees ook. Ek is nog steeds baie aan die gang en aktief en so ek sou nie sê noodwendig, maar jonk van gees, jonk van lyf, maar oud van siel. Is eintlik maar hoe ek dink daaroor. Ja. Nou, ongelukkig het ek niks ander nuus nie. Het jy dalk iets? Nee, ek dink dis dit vir ons wat's nuus vir hierdie week. Wel, dit was nou wel 'n kort gesprek, maar dit is dit. Nie veel het gebeur nie en nie veel wat kom nie met Paasnaweek nie. Volgende gaan ons gesels oor 'n boek. Hallo en welkom terug by hierdie episode se onderhoud. Saam met my vandag hier op die grysbank van Blitsfokus het ek 'n lieflike dame. Wil jy jouself graag voorstel? Goeiedag, my naam is Amorey Smit en ek het Miss Teen Hope Namibia National gewen. Miss Teen Hope. Nou, hoekom verduidelik jy nie so 'n bietjie vir ons nie, wat is Miss Hope? Miss Hope, die hele doel van Miss Hope is om hoop te skep in plekke waar daar nie hoop is nie. Dit is 'n baie hartvolle operasie kan ek maar amper sê. Ons is verskriklik gefokus om vir mense goed te gee of hoop te gee waar daar nie hoop is nie. Dit klink soos 'n baie liefdevolle, sal ek maar sê, program, maar ek sal nog net terugkom na die hoop skep wat daar nie hoop is nie. Ek wil net 'n bietjie gou inligting meer kry. Is Miss Hope die eerste ding wat jy gedoen het of het jy iets anders al voor dit gedoen? Ek het al tevore modeling en sulke tipe goed gedoen, maar soos jy weet, modeling en pageanting is heel verskillende goeters. Maar dit is my tweede groot pageant wat ek al gedoen het. Ons het 'n mevrou gimnasium by die skool al gehad en dit was ook 'n lekker ding om aan deel te neem en nuwe goeters te probeer, so dit was baie lekker. Ja, ek is bly om te hoor jy geniet het. Maar uit nuuskierigheid uit, want ek wonder nou selfs hier, wat is die verskil tussen modeling en skoonheidskompetisie? Modeling is baie meer, ek sal sê jou confidence, jy moet die stage run in modeling. Modeling is 'n ding wat jy persoonlik, jy moet wys, jou confidence wys. Jy moet uitgaan en wees wie jy is en nie skaam wees daaroor nie. En ek sal sê pageanting moet jy nog steeds confidence hê, maar jy moet baie meer elegant wees en nie, ek sal nie sê heeltemal teruggetrokke nie, maar meer elegant en rustig en kalm en mooi. Ek hoor jou. Nou, terug na wat jy voorheen gesê het, om hoop te skep waar daar nie hoop is nie. Wat beteken dit? Ek glo daar's baie mense wat nie regtig die betekenis van hoop ken nie. En ek glo as mens bietjie meer rondvra in goeters, dan sal jy ook sien baie mense kort dit. Baie mense het dit net van natuur, maar ons hou daarvan om hoop te skep, soos in klein skooltjies, om vir hulle te wys, jy is nie net 'n klein skooltjie nie, jy kan groei, en jy kan president word eendag. Ek weet, niemand weet jy gaan president word nie. So, dit is lekker om sulke mense te help, dit laat jou ook as mens, as persoon, beter voel en rustiger voel. Dit klink daarom baie pragtig. Nou, wat van jy? Wat is jou hoopsprogram, so te sê? My hoopsprogram is Plant for Profit and Health, waar ons kinders en ouers help met, dit is 'n baie breë program. So ons treat kinders met TB, HIV, AIDS en malnutrition. So ons gee vir hulle 'n natuurlike dieet as 'n aanvulling, want baie mense kan nie
mediese kostes hanteer nie. Soos hulle kan dit net nie nou bekostig nie en ek glo dit is 'n baie belangrike ding. En dan help ons ook vir mense wat sukkel om inkomste te kry, om tuine te gaan maak by hulle huis. Ons gee vir hulle alles wat hulle nodig het. So en dan kan hulle leer om hulle eie goeders te maak en te verkoop en hulle eie plante en groente te groei en as ook so vir hulle self te sorg. En dan het ons ook brei ons ook uit na skole toe om kinders ook te leer van plante en hoe gronderosie help, laat ons leer meer oor gronderosie en sulke tipe goeders. En dan het ons ook 'n soup kitchen vir kinders en mense wat op die strate bly, wat dan kan hulle kos daar kom kry en sop en wat ook al. Sjoe. Dit is daarom 'n groot projek. Jy weet hoe jy gesê het, dit is 'n breë een, ek het nie al daai verwag nie. Nou, doen jy dit self, as jy koördineer, het jy mense wat jou help? Ja, ek werk met the World Food Organization van Namibië en ek werk met Ipako Kliniek. Dit is waar Ipako Kliniek kom die nurses meer in, waar hulle vir ons sê, okay, hierdie persoon het TB, hulle dieet moet aangevul word met meer, sê maar vitamine C, vitamine dit. En dan gaan ons kyk na die plante en daar is mense in die tuin wat help en professionele mense wat help. So ek weet daarom dit gaan perfek gehanteer word, kan ek maar sê. En ja, ek het baie mense wat help. Dit is regtig nie 'n one-man job nie. Ek is baie bly om te hoor dat jy mense het wat agter jou staan om jou die hulp aan te gee. Dit is. Maar kom ons trek 'n bietjie terug na die skoonheidstoe. Jy sê jy het al tevore skoonheidskompetisies gedoen, né? Nou, my vraag vir jou is watse raad sal jy gee aan die jong meisies wat selfs ook wil skoonheid wil doen? Ek sal sê, voordat jy, mense sê al baie kere, jy vind jou selfvertroue deur om skoonheidskompetisies te doen. Dit is waar, dit gee jou bietjie meer selfvertroue, maar ek glo, jy moet eers jouself vind, voordat jy kan gaan skoonheidskompetisies doen, want jy is nie die enigste meisie wat dit doen nie. Daar is klomp meisies om jou wat beautiful lyk, dit is rarig, jy is nie die enigste een nie. So ek sal sê, jy moet jou waarde ken voordat jy na skoonheidskompetisies toe gaan en jy moet weet wie jy is en waar jou waarde lê. En ek sal sê, as meisies groot drome het om eendag in Fashion Week in Paris te gaan doen, bly gefokus op jou drome, doen dit. Dit is rarig, alles is moontlik. Dit is rarig. Ek sal sê, jy moet geanker bly in wie jy is en nie in wat mense vir jou sê jy is nie. Wel, dis iets waar ek teen kan stry nie. Ek is nog nooit in 'n skoonheidskompetisie nie. Jy sal goed doen, François. Ja, nee, ek is nog groen. Alhoewel ek dra wit. Die ander ding wat ek op wil dra is, waar kan die jeug inkom in jou programme verhoop? Is daar dele waar die jeug kan deelneem? Ja, dit is rarig. Dit is 'n program wat enige iemand kan help en 'n deel wees van. Jy kan na my toe kom, ek het social media, jy kan my DM my message op social media en jy kan deel wees van my program en dit help mens ook self om meer gemotiveerd te voel in jouself as jy ander mense help. Dit gee jou net daai sagte gevoel. Nou, uit nuuskierigheid, wanneer het jy begin met jou hoopsprogram? Nie so geval van die een wat jy nou gewen het van Miss Hope af en al daai nie, maar voor dit. Ek het laas jaar Desember het ons alles begin beplan en hierdie jaar Januarie het alles vlam begin vat. Ons het al baie hoë persentasies gesien van mense waarvoor die program regtig werk en waarvoor dit hulle lewens bevorder. So ek voel ons het regtig weggespring met 'n bang. Nou, voordat jy, kom ek gaan maar terug na wat ek gevra het. Wat het jy gedoen in terme van voor hierdie groot program begin het?
In watter konteks vra jy, ek het baie goed gedoen. Jou hoopsprogram. Yes. Dit is aangelei om vir mense te help. Ja. Nou, voordat jou hoopsprogram begin het, voordat dit mos nou afgevat het en verbrei het, wat het jy voor dit gedoen, voordat jy dit alles beplan het? Dis wat ek wil weet. Voor dit was ek Voor maar net 'n normale tiener. Voor dit. Ek grap, ek het baie daarvan gehou om kos uit te deel vir mense wat dit nie het nie. Ek weet nie hoekom nie, dit was net altyd vir my lekker. Dit gee my vrede om te weet hulle kan vanaand sag gaan slaap, om te weet hulle het iets ook in hulle maag en so, maar voor dit was ek eintlik maar 'n normale tiener, maar ek het altyd daarvan gehou om mense te help. Dit was nog altyd in my bloed, kan ek maar sê. So, jy sê dit kom al van jongs af. Ja, definitief. Veral my ma, sy is 'n baie vrygewige persoon en ek sal glo dit is waar ek dit meestal gekry het. Ja. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na die toekoms. Wat is jou hoop vir jou hoopsprogramme? Waar hoop jy dit eindig op? Ek wil meer uitbrei na skole toe, na meer skole toe, in ons area, in die om my hekkie area. En my grootste droom sal wees, laat meer jong mense betrokke raak, wat 'n deel van soos jy kan sien, ons het 'n baie breë organisasie, kan ek maar sê. So dit sal vir my lekker wees as ek meer jong mense kan betrokke kry om elke deel van die organisasie te kan hanteer. Nou, jy sê jy hoop om meer uit te brei. Nou, het jy enige drome van jou om jou organisasie internasionaal te vat? Dit is baie groot. Ek dink dat is nou iets. Ek het nog nooit daaraan gedink om regtig my organisasie internasionaal te vat nie. Maar as dit daarop kom dat ek dit kan doen, dan sal ek dit definitief doen. Dit is regtig 'n groot opportunity vir ander mense ook om deel te raak. So ja, ek sal dit definitief kan doen as dit op dit neerkom. Wel, ek is bly om dit te hoor. Nou, wat van jouself? Hoe lyk jou toekoms? My toekoms, my toekoms is blink op hierdie oomblik, ek weet nie. Ek hou daarvan. Ek sal sê, ek is 'n persoon wat meer in fashion wil ingaan, in skoonheids en sulke tipe goeders. En 'n mens wat ek hou daarvan om te skryf. Ek hou verskriklik daarvan om te skryf. En ja, ek weet regtig hoe lyk my toekoms op hierdie oomblikie. Ons sal maar sien as ons daar kom, vir nou worry ek eers oor ander mense se toekoms. So jy sê jy gaan aanhou met die skoonheids en die goeder. So beteken dit ons gaan jou weer sien by ander pageants ook? Ja, definitief. Ek hoop regtig so. Definitief. Nou, wat is volgende vir Miss Hope? Want hoe gaan julle as die Miss Hope wenners volgende? So, ons gaan internasionaal, ons gaan Kaap toe, waar ons 'n week in die Kaap gaan wees, en ons organisasie daar deel met mense, en ja, dit net meer bekend maak. So, daar het jy jou kans om internasionaal te gaan. Ja, dit is baie werk al klaar, maar ek glo hoe meer mense ek kan inkry, gaan ek definitief internasionaal gaan. Dit is 'n groot droom. Jong, ons hoop maar al die beste dat jy dit kan kry. Nou, ongelukkig, dink ek ons moet maar hierdie onderhoud hier eindig. Baie dankie. Maar het jy dalk 'n laaste boodskap wat jy wil gee? Ek het. Baie dankie vir almal se ondersteuning altyd, vir almal wat my tot hier gekry het. En dan wil ek net vir die mense daar buite sê, ken jou waarde en weet waar jy vandaan af kom. En bly geanker in God, want hy is die een wat al jou drome gaan laat waar word. Dit was 'n baie mooi boodskap. Baie dankie, Franswa. Baie dankie aan Amorey Smith dat sy hier was met ons om haar pad te deel, as ook haar hoopsprojekte wat almal gaan help. Volgende gaan ons 'n bietjie gesels oor 'n nuwe song. Hallo en welkom by Nuut op die Rak, waar ons gesels oor boeke.
Ongelukkig het ons nie baie tyd hierso op die oomblik nie, so ek gaan net gou 'n vinnige ietsiekie sê. Hierdie week se boek is Dumpling deur Julie Murphy. Dit is 'n boek oor 'n selfgenoemde vetmeisie wat deelneem in 'n skoonheidskompetisie, want sy het besluit, sy gaan nie na al die ander mense luister wat jy moet dun wees om mooi te wees nie. So as jy ooit voel, laat die wêreld jou afdruk, gaan lees 'n bietjie daai boek en weet, dit is nie so nie. Hallo en welkom terug by Voor in die Koor, waar ons gesels oor liedjies en wat hulle betekenis is. In hierdie episode gaan ons gesels oor 'n redelike ou liedjie, maar wat ek voel het nog steeds 'n betekenis in terme van ons tema. Dit is Alicia Cara se Scars to Your Beautiful wat in 2015 uitgekom het. Hierdie song verwys ons dat maak nie saak hoe jy lyk nie, jy is nog steeds mooi. En jy hoef nie jouself te verander nie, die wêreld kan sy opinie verander. So, as jy kans kry, gaan sit 'n bietjie rustig en luister na die liedjie. Ek is seker dit sal jou baie help. Wel, dit is al wat ons het vir vandag se episode van Blitz Fokus. Ek hoop julle het dit soveel geniet soos wat ek het. Maar, as julle meer wil sien, moenie vergeet nie, ons is op DStv, kanaal 285, GoTV, kanaal 25, as ook ons het ons website waar julle al die episode kan kry, OneUp2. Ons is selfs ook op social media, soos Instagram, Facebook, TikTok, en onlangs het ons nou op YouTube gekom.